Goeiemôre, ons is by sessie 57 en vraag en antwoord 87. Die vraag is, kan die mens dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe verhard en hulle nie tot God bekeer nie? En dan is die antwoord nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgoeddienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Skalk. Dit is 'n mondvol. Ja. Kyk, hy So dit is nie outomaties nie. weet jy, ja, Genade is nie outomaties nie. genade is nie vrugteloos nie. Kom ons stel Daai dit is 'n mooi ene, ja. Hy is nie vrugteloos Op die einde moet iets kan vrug dra. Ja, want jy weet, dit is kyk, Paulus sê in Efesiërs 5 vers 5. Dis mos nou 'n maklike teks om te onthou. 5 vers 5. Dit moet julle goed besef. Iemand wat onsedelik leef of onrein is of 'n gierigaard is, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Nou is my interessant dat die katekismus 'n hele lysie van goede opnoem wat jou van die koninkryk beroof, Maar daar's nog baie. Maar hulle noem nie die gierigheid nie. Dis weer interessant, weet gelukkig kom een van hierdie artikels nou nie voor nie, jy weet, so, die 6 goed. Maar daar's eintlik mos nou 1000. Ja, is 'n groot En is daar nie 'n teks, dit is vir my altyd mooi, en dergelike dinge. En dergelike dinge. Dronkenskap en afguns en haat en dergelike dinge. Dergelike dinge, ja. Ek het ons ou koster in die Parel was in 'n Makolander en hy het gesê hy hou hom nie met anderlike dinge op nie. Nou ja, die anderlike dinge was vir my mooi. Goed, maar dit moet julle goed besef, want kyk, die Here Jesus het gesê 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Olyfboom dra nie vye nie. Hoe sê Jakobus dit? Hy sê as hy ook daaroor skrywe, Jakobus, hy is vol wysheid, Jakobus. Ek dink nogal hy was lief vir Salomo se spreuke, want daar's baie subtiele verwysings, nie direkte verwysings in aanhalings uit Spreuke nie, maar as jy Spreuke goed lees en jy lees Jakobus goed, dan kom jy agter dat Spreuke diep in Jakobus se hart gaan sit. Maar hy kom met baie logiese en praktiese goed ook na vore, hierdie ou boetiekie van die Here Jesus. Hy sê ook, jy weet, 'n fontein kan nie vrot water en vars water hê nie. Uit een van die twee. 'n Boom kan nie vye dra en olywe nie. Jy moet 'n keuse maak. Of is 'n vyeboom of is 'n olyfboom. En so het die Here Jesus ook gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken. En daarom is dit so dat as die Here Jesus in jou woon, maar jy verander nie. Jy bly nog dieselfde haatlike mens. Ek wil nie graag oor iemand praat nie, maar ek dink oor die Amerikaanse president Trump, wat die naarste goed oor ander mense sê. En dan homself baie keer weet 'n groot Christen noem. Ek wil sê die vrugte aan daardie boom sê dat daai boom is nie 'n vyeboom nie. Daai boom is 'n ander soort boom. En ons moet versigtig wees daarvoor. Dit is ons kan nie uit ons vrugte agterkom dat ons gered is nie. Ons kan, die katekismus het die vorige keer gesê, maar dis nie die finale bewys nie. Die finale bewys is die belofte van God, is om God op sy woord te vat, nie? Maar ook, as die Here Jesus in ons is, dan moet daar iets van op ons gesig verskyn. Dan moet daar iets van in my hande verskyn, iets van in my voete verskyn.
nie 'n volmaaktheid nie. Want ons word nie 'n volmaakte mense nie, maar daar moet iets sigbaar word. Al struikel ek, al doen ek 'n redelike groote sonde. Die verskil tussen 'n verloste persoon en 'n onverloste is dat as die verloste persoon geval het, as sy voet vasgehaak het en net neergeslaan, dan kniel hy voor God voor hy opstaan. En dan kom hy oorent en dan probeer hy op sy voete bly. Daar is so iets soos 'n volharding in jou geloof, maar nie 'n volharding in jou vallery nie. Daar is so iets soos 'n beklei teen die sonde in my. Ja. En want hierdie ding dat God my verander, dat die Here my verander, dat die Gees my verander, is nie 'n towerstafie wat hy swaai. Woer. Ja. En nou is jy gered nie. Dit is ek onthou, ek dink ek het dit al vir jou vertel, maar dit bly nog altyd vir my 'n baie snaakse een. Louis Malherbe het gesê hy het hom laat oordoop. Omdat hy 'n dieper geestelike lewe wou hê en groter vernuwing in sy lewe wil hê, maar toe hy so uit die swembad uitklim en die meisie voor hom sy rokkie kleef so styf teen haar lyf, toe besef hy skielik die ou Louis is nie dood nie. Maar die ou Louis en die ou Skalk en die ou Marius gaan nie eensklaps dood nie. Dit bly 'n stryd wat ons in ons lewe voer, maar dis nie 'n stryd wat ons alleen voer nie. Dis 'n stryd wat ons voer omdat die Gees van God in ons is en ons nuut maak. En hy maak ons nuut deur die woord. Hoe dra ons kom weer daarby, maar dit is vir my belangrik dat ons dit verstaan. Hoe dra ons die vrug van die Gees? Hoe werk dit? Nie op 'n outomatiese manier nie. Ek dra die vrug van die Gees wanneer ek in die Bybel lees. Die vrug van die Gees is liefde. En dan vir 'n oomblik vassteek en dink, o goeieste, het ek die liefde? En so werk die Gees altyd deur die woord, wat vir my sê, jy moet lief hê, jy moet geduldig wees. En dan slaan hierdie goed in my in, en hopelik verloor, as ek môre my selfbeheersing wil verloor, dan onthou ek hierdie teks van vandag, van jy moet geduldig wees, en dan breek ek my ongeduld, en ek beoefen geduld, en as ek dit 'n paar keer reg gekry het, dan begin ek die geduld al beter reg kry, want die Gees werk nie, dra nie vrug in ons outomaties sonder ons brein nie. Die Gees dra vrug deur die heilige woord van God, en deur die gewilligheid in ons te lê, soos die teks wat ons vorige keer gelees het, die gewilligheid, Filippense 2 vers 12 en verder, deur die gewilligheid in ons te lê, en dan en dan die volharding om aan te hou om dit reg te kry. Skalk, die ding wat hier ook uitkom is net, en is weer met die vorige sessie ook, jy kan nie van jou eie vrugte eet nie. Die gedagte hier is, jy kan geduld, nederig, al hierdie vrugte van die Gees is goed wat jy beoefen teenoor iemand anders, nie teenoor jouself nie. Ja, dis vrugte wat iemand anders van jou boom pluk. En ek dink, weet, dis vir my belangrike ding as ons hierdie ding lees, want ons kan hom lees uit die punt van God oordeel goddelose mense. Wat die punt is, God is regverdig, God se geregtigheid is daar, maar die ding gaan baie meer oor dat God die ander mense gaan bykom wat goddeloos is en jy weet, gierig is, en hierdie gedeelte gaan oor hoe ons dit kan verander. Hierdie gedeelte gaan oor die vrug, en dat ons eintlik geroep word tot meer as net
geredde mense, ons word geroep tot mense wie se lewe sin en waarde het. Ja. En as so die koninkryk word gedefinieer nie aan 'n generiese entiteit nie. Dit word gedefinieer aan iets wat gestalte kry. Koninkryk is 'n ding waar iets groei en waar iets gebeur. Ja, kyk, die koninkryk van God, as die koninkryk van God is, laat u wil geskied op aarde soos in die hemel. Koninkryk van God is wanneer ek nie my huis hoef te sluit nie, want niemand gaan inbreek en steel nie. Die koninkryk van God is waar ek aankom na 'n voetoorgang toe en mense stop. Dit is Maar as ek net generies aangaan, dan gaan die koninkryk nie die koninkryk gebeur deurdat ek iewers gaan stop of dat ek iewers meewerk. Dis reg. Maar die probleem is jy gaan nie in daai perfekte wêreld leef nie, maar dit is juis waar lig donkerte oorwin. Is hier. Ja, dit is deur ons gehoorsaamheid, deurdat God se nuwe wêreld, dis waaroor dit gaan, God se nuwe wêreld, Jesus se woorde oor die nuwe skepping, 2 Korintiërs 5, ons is nou 'n nuwe skepping van God, nuwe mense van God. So dit bring ons by 'n plek uit om te dink vanoggend om te sê, waar is dit? Ek is nie gierig nie, ek is nie 'n egbreker nie, ek mense laster, maar dit bring ons by 'n ander plek om te dink oor die waarde van ons lewe. Nie net die gebrokenheid van ons lewe nie, maar dit wil klem lê op my lewe is tog meer werd as net die basiese. Ja, hy is meer werd. My lewe is, want ek offer myself aan die Here. En dit beteken dat ek nie, kyk, daar is hierdie mooi, man, ja, Jesus het gesê, as jy jouself nie verloon nie, kan jy nie my disipel wees nie. Selfverloon, die Translators Handboek, dit is so handboeke wat geskryf is vir Bybelvertalers. Ek slurp die goed op, want ek is lief vir vertaling en ek werk graag daarmee. Maar die Translators Handboek het op 'n stadium voorgestel dat by daai teks dat jy dit vertaal met om jouself te verloon, dat jy dit vertaal met om vir jou eie hart nee te sê. Selfverloning is dat ek vir myself sê nee, en dat ek myself dan opoffer vir die Here en vir my naaste. Want die wêreld sê vir homself nie nee nie. Die wêreld sê yes, dis wat ek gaan doen. Ek wil dit doen en ek gaan dit doen en ek sal dit doen. Ja. Terwyl as ek aan die Here behoort, dan sê ek vir my eie hart nee, ek gaan nie, want die Here het ook my naaste om my so lief, dat ek myself, Jesus het vir hierdie persoon gesterf, laat ek ook 'n bietjie aan myself sterf. Weet wat, Skalk, hier tref nou 'n ding vir my, nee. So ek lees hierdie ding, en al wat ek raak sien is die goddelose mens, né? Maar hier is 'n sinnetjie, goddelose en ondankbare mens. Ja. Ek is partykeer nie 'n goddelose mens, maar ek is 'n ondankbare mens. En dan is ek eintlik 'n goddelose mens. Dan is jy eintlik 'n goddelose. Want weer eens, ek wil, kan 'n mens dan nie salig word wat in hulle goddelose en ondankbare lewe volhard en nie tot God bekeer nie. En ek dink baie keer is dit juist die kwessie van hoe, want ons is nou by dankbaar. Ja. Ek is nie sleg nie. Ek is nie sleg nie, maar ek is ook nie goed nie. Ek is ook nie, maar want ek is ondankbaar. Is my punt is. En omdat ek ondankbaar is, kan ek nie vrug dra nie. Al wat uitkom daarin is weet iets anderste. Gaan ons na die besprekingsvraag toe gaan. Die katekismus waarsku dat onboetvaardiges nie gered kan word nie. Hoe help hierdie ernstige uitspraak ons om te onderskei
tussen 'n gelowige wat uit swakheid in sonde val en iemand wat ondankbaar in sonde volhard en voortlewe. Hier kom hy. So in swakheid in sonde val en iemand wat ondankbaar in sonde volhard en voortlewe. So om aan te dink in die volgende gesprek, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?
Goeiedag aan almal, ons is by sessie 56, Sondag 32 en vraag en antwoord 86. Skalk is baie nommers, maar jy moet tred hou, ons het onthou op die webruimte is daar so 'n bietjie van 'n uitleg. Jy moet eintlik die uitleg ook voor jou hê, nee, want dit is 'n klomp goede, so ek sê maar die nommers en dan help dit julle, die sessies help om julle te oriënteer, maar die Sondag en die vraag en antwoord sal julle help binne die katekismes. En die vraag is, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus, uit ons ellende verlos is. En dan kom die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys, dat ons God dankbaar is, vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, en ons deur ons Godvreesende lewe, ons naaste ook vir Christus kan wen. So Skalk, ons kom nou by 'n nuwe gedeelte, by dankbaarheid. Ja, kyk, ons het aan die begin gesê, die katekismes is ingedeel in 3 dele. Die eerste is hoe groot my sonde en ellende is. Die tweede deel is hoe ek van my sonde en ellende verlos kan word. En die derde deel is hoe ek vir God dankie kan sê. En ek dink dankie is vir my, is dit amper die mooiste deel van die katekismes. Omdat ons soveel uit die hand van die Here ontvang. Die katekismes is mos nou maar geskrywe vir gelowiges in die eerste plek. En die gelowiges het gelowig geword omdat hulle weet hoe groot hulle sonde en ellende is. En omdat hulle weet Jesus het vir ons gesterf. Maar die deel wat vir die gelowiges so belangrik is hoe sê ek dankie? Hoe leef ek 'n dankbare lewe voor God? En die katekismes begin dan om te sê dat ons omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe. Die Here, so het ek nou al baie keer gesê, terwyl ons hier besig is, vat ons soos ons is, maar hy laat bly ons nie soos ons is nie. Ja, dis mooi. Hy verander ons, hy maak ons nuut. Daar's 'n ou, uit een van die Duitse novelles, ek probeer nou, hy het nou uit my kop geglip, sê die ou vir iemand, hy sê, meneer, so en so, jy het niks verander nie, na hulle mekaar gesien het. En dan sê die skrywer, hy sê, en meneer so en so het verbleek. Ja. Hy het bleek geword. Maar ons sien nie ons word bleek nie. Ons sien nie ons word bleek nie, want ons doen ander goed. Ons probeer ander goed tot ons lewe voeg wat ons kleur gee. Maar ons sien nie dat dit is nie iets wat ons maklik in onsself sien nie. Dit is nie iets wat ons maklik in onsself sien nie, maar dit is om van bleek te raak as iemand sê jy het nooit verander nie. Want, maar dit is nou nogal 'n vraag, né? Om vir iemand, as iemand vir het jy verander? Sê ek, ja, weet jy, ons het getrek en weet ek het die aanpassings in my werk gemaak. Ja. Maar ek is nog self, wat het ek verander? Wat het ek verander? Baie keer is die verandering subtiel dat ons dit nie agterkom nie, maar die verandering is tog daar. En die punt is dat ons met ons hele lewe, sê die katekismes, moet wys dat ons dankbaar is. Kyk, maar weer eens Skalk, hierdie is nie net, dit is nie 'n opdrag nie. Dis 'n gevolg. Dankbaarheid is nie 'n ding wat jy ekstra nog doen nie. Dankbaarheid word gebore uit eintlik ons skuldbelydenis, nee, dit word uit gebrokenheid gebore. Dis nie 'n ding wat ons doen omdat ons uit ons eie krag eintlik dit word gebore uit vergifnis. Word gebore uit vergifnis. Daarom begin die katekismes juis met dat ons moet weet hoe groot ons sonde en ellende is. As ons nie weet hoe groot ons sonde en ellende is nie, as ons nie weet dat ons
sonder Christus totaal en al verlore is nie, dan kan ons nie behoorlik dankbaar wees nie. Ons moet weet uit watter ellende ons gered is. En dat ek aan die Here Jesus behoort, ja, dit is nie dis nie iets wat jy bydra nie, maar dit is die gevolg van Christus se inwoning in my. Kyk, Paulus skryf in Filippense 2 vers 12, hy het in 1 tot 11 het hy geskryf oor hierdie gesindheid moet in julle wees wat daar in Jesus Christus was, en dan vertel hy die verhaal van hoe Christus sy goddelike bestaan opgeoffer het om 'n mens te word en gehoorsaam te word tot in die dood, tot aan die kruis, en hoe God hom dan verhoog en hom die hoogste plek gee. Dis vers 11. En dan in vers 12 is 'n boeiende teks vir my nog altyd gewees. Want nou sê Paulus, na hy dit oor Christus vertel het, nee, wat Christus alles vir ons gedoen het, dan sê hy, daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid, nie net as ek daar in julle is om julle op te check nie. Julle was gehoorsaam in die Here as ek daar is, maar selfs as ek weg is, en julle nie kon opcheck nie, was julle gehoorsaam. Werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Werk met vrees en bewing aan julle verlossing, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos hy goed vind, is God. Doen alles sonder kla en teenpraat. Want God is die een wat die gewilligheid in jou bewerk. Hy gee jou, daar gebeur, die katekismus sê op 'n stadium, dis onmoontlik om aan die Here Jesus te behoort sonder hom te verander. Dit het ons al 'n slag oor gepraat. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om aan Jesus te behoort sonder dat jy verander, want as jy aan Jesus behoort, woon die Heilige Gees ook in jou. Dan gebeur daar iets met jou waarteen jy eintlik nie regtig kan veg nie. Daarom sê Paulus dat ons verlossing, dat ons aan ons verlossing, die ou vertaling het gesê, werk julle verlossing uit, maar dit is soos, ek het altyd die prentjie in my kop gehad, kyk nou, toe ek kind was, het ons nie net die plaas nie, maar ons het 'n verskriklike groot erf gehad, en dit was my job om die tuin aan die gang te hou. Dus ek is tot vandag toe nog nie lief vir tuin maak nie. Maar as daar 'n klomp kraalmis afgelaai word, en dit lê daar op 'n hoop. Nee, dit moet nie daar op 'n hoop lê nie. Jy moet die graaf vat en jy moet dit strooi oor al die groentes, en dan moet jy dit bietjie in die grond inwerk. En ek het gehou van daai werk julle verlossing uit, want ek het myself daar gesien met die kraalmis wat ek in die tuin moet inwerk. Maar Paulus, die nuwe vertaling, die 2020 vertaling sê, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Want natuurlik word ons nie net verlos van die gevolge van ons sonde nie. Ons word ook verlos van die tirannie van die sonde. Ons word ook verlos van die beheer wat die sonde oor my lewe neem. Ek dink sommer Paulus wat sê, ek smeek julle, neem God se versoening aan. Jy kan God se verlossing aanneem, maar verlossing is versoening. En dan kom daar 'n stuk wat, en ek wil nou daaroor praat van die mense sê, dis nie my verantwoordelikheid, dis nie ek nie, en is interessant, wat ons hiervan praat, is dat God se Gees in jou 'n wil en 'n sin bring, vir iets wat jy nie self sou gekies het nie, maar, en vir mense wat nou inluister, dis die ding, hy is daar, so wat sou ek natuurlik nie vir gekies het, uit my eie krag, wat interessant, dat God 'n wil in my bring, om
iets anders te doen nie, om 'n brug oor te slaan. En versoening is 'n mooi gedeelte daarvan, want hy bring ons weer terug na die ritme van vergifnis toe en herstel en vernuwing. Ja, kom ons vat net gou versoening en dan praat ons oor iets anders ook. Oor die laaste deel van die katekismus vraag vir vandag. Vergifnis, as ek nou, ek het nou 'n nare ding teen jou gedoen. En ek kom na jou toe terug en ek sê, ag ou Marius man, skus man. Ek weet nie wat het my besiel nie, ek was verkeerd, ek vra groot om verskoning, ek moes nie dit van jou gesê het nie. Ons doen nie daai ook maklik nie, nee. Ja, natuurlijk nie. Maar nou kan jy my vergewe, nee? Jy kan my vergewe en jy kan sê, alright, ek sal nie weer daaroor dink nie, ek sal jou dit nie kwaadlik neem nie, en so meer, ek sal nie bly wees as iets slegs met jou gebeur nie, dis wat vergifnis is. Ek sal, dis fyn. Maar nou is jy dalk nie weer lus om vriende met my te wees nie. Jy is vriendelik ons paai stap nie meer saam. Maar ons loop nie meer langs mekaar nie. Versoening beteken dat jy 'n stapie verder as vergifnis gaan. Dat ons paai weer langs mekaar loop. Dat die breuk tussen ons is heel gemaak. Dis versoening. Dit is die wonderbare ding dat God nie net vir ons vergewe nie, maar dat hy weer met ons maats maak. Dat hy So mooi wat jy het stel. God sê, ek vergewe jou, maar ek gaan nie vir jou alleen laat loop nie. Nou stap ek 'n pad saam met jou. Maar nou wil ek jy moet presies dieselfde gaan doen. Ek wil hê dat wanneer jy iemand vergewe, jy die pad, maar dis nou mooi wat hier inpas, want dit is goeie werke, maar dis nie goeie werke in die opsig van iets waarin ek 'n beloning uitkry nie, of iets wat my kan bevoordeel nie, of iets weer eens wat natuurlik my opkom nie. Hierdie werke waarvan ons praat, en dis altyd 'n vraag by ons, is iets wat by ons opkom, wat baie uniek is, en baie prakties is, want al die ander goede is innerlike prosesse, sondebelydenis, vergifnis, en dan, as ons by hierdie plek kom, dan raak dit prakties. Ja, dit gaan om ons daaglikse lewe. Daarom is ek nie vreeslik vrolik daaroor dat ons in die kerk so baie praat oor ons geestelike lewe nie. Ek probeer nog altyd bietjie uitvind wat gaan aan met geestelike lewe. Ons het 'n lewe. Maar vir my gaan dit, ek verkies om liewer te praat oor ons verhouding met die Here Jesus. Die paadjie wat ons met hom loop. En dit het te maak, man, met die manier waarop ek en jy met mekaar praat. Dit het te maak met die manier waarop ek gaan koop en by die ou op die sypaadjie verbyloop. Al daai goed word bepaal deur my verhouding met die Here Jesus, want daar is ook 'n intieme band tussen my en die Here Jesus. As ek hom aangeneem het as my verlosser, dan word my hele lewe 'n offer van danksegging. Paulus sê dit in Romeine 12, waar hy sê, op grond van die barmhartigheid van God doen ek nou 'n beroep op julle om julle liggame, nie julle gees nie, julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdienst. En dan sê hy, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Moenie, goeie mense, moenie probeer lyk soos die res van die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dit gaan om die wil van God vir ons. Ek wil net vinnig afsluit, ek het net nou gesê dat ons, want ek sien ons tyd loop uit, die katekismus het hier 'n volgende sinnetjie gesê waaroor daar geweldige boeke geskryf is en waaroor mense baie ongemaklik voel. En dit is dat die goeie werke is nie net die grond van ons redding nie, maar die vrug daarvan, en die vrugte help die gelowige om sekerheid te kry dat sy geloof eg is.
So die katekismes wil eintlik sê, Dis mooi. as jy kan agterkom dat jy verander het, dan weet jy dat jy regtig aan die Here Jesus verbind is. Maar dis 'n baie riskante soort stelling. Dit is want dit word in die Latyn genoem 'n syllogismus practicus, met ander woorde, dis is die bewys, die praktiese bewys dat jy gered is. Maar daar is ook 'n syllogismus mysticus. Dit is die fluistering van die Heilige Gees in my hart dat ek gered is en dat ek aan die Here behoort. Maar nou sê mense, wag bietjie, pas op daarvoor. Jy moet die twee onderskei. Nee, ja, jy moet nie net die twee onderskei nie, jy moet ook oppas daarvoor om jou sekerheid daarop te bou. Nie op jou gevoelens of jou dade nie, maar jou sekerheid moet jy bou slegs op die belofte van die Here Jesus. Ek moes al baie keer vir mense sê, mense sê vir my, ek voel nie dat ek gered is nie. Dan sê ek, ja, maar die Here sê jy is gered. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Nie ek voel so nie omdat my lewe verander het nie, because the Bible tells me so. So kom ons kyk na die besprekingsvraag. As goeie werke nie gedoen word om redding te verdien nie, maar om omdat Christus ons reeds verlos het en deur sy Gees vernuwe, hoe verander dit jou motivering vir jou daaglikse take? Is dit vir jou 'n swaar verpligting of 'n vrug van die evangelie van die goeie werke wat jy vrywillig uitleef? Hierdie is nou 'n moeilike ene, né? Want dit bring 'n klomp mense in ons ritmes eintlik by geleenthede uit. Ek besef net, ons vra vir die Here, vat my weg van die plek en sit my neer op 'n sinvolle plek. Ons is op 'n sinvolle plek. Ons is altyd op 'n sinvolle om aan te herkou vir die volgende week. Lees 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Dink 'n bietjie oor wat dit alles beteken. Goeiemôre, ons is by sessie 57 en vraag en antwoord 87. Die vraag is, kan die mens dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe verhard en hulle nie tot God bekeer nie? En dan is die antwoord nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgoddienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Skalk. Dit is 'n mondvol. Kyk, so dit is nie outomaties nie. Weet jy, genade is nie outomaties nie. Genade is nie vrugteloos nie. Kom ons stel. Daar is 'n mooi ene, Is nie vrugteloos. Op die einde moet iets kan vrug dra. Ja, want jy weet, dit is kyk, Paulus sê in Efesiërs 5 vers 5. Dis mos nou 'n maklike teks om te onthou. 5 vers 5. Dit moet julle goed besef. Iemand wat onsedelik leef of onrein is of 'n gierigaard is, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Nou is vir my interessant dat die katekismes 'n hele lysie van goed te opnoem wat jy van die koninkryk beroof, maar hulle noem nie die gierigheid nie. Dis weer interessant, weet, gelukkig kom een van hierdie artikels nou nie voor nie, jy weet, so, die 6 goed, maar daar is eintlik mos nou 1000. Ja, is 'n groot en is daar nie 'n teks, dit is vir my altyd mooi, en dergelike dinge. En dergelike dinge. Dronkenskap, afguns en haat en dergelike dinge. Dergelike dinge, ja. Ek het ons ou koster in die Parel, was in Namakwa-lander en hy het gesê, hy hou hom nie met anderlike dinge op nie. Nou ja, die anderlike dinge was vir my mooi. Goed, maar dit moet julle goed besef, want kyk, die Here Jesus het gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Olyfboom dra nie vye nie. Hoe sê Jakobus dit? Hy sê, as hy ook daaroor skrywe, Jakobus, hy is vol wysheid, Jakobus.
Ek dink nogal hy was lief vir Salomo se spreuke, want daar's baie subtiele verwysings, nie direkte verwysings in aanhalings uit Spreuke nie, maar as jy Spreuke goed lees en jy lees Jakobus goed, dan kom jy agter dat Spreuke diep in Jakobus se hart gaan sit. Maar hy kom met baie logiese en praktiese goed ook na vore, hierdie ou boetiekie van die Here Jesus. Hy sê ook, jy weet, 'n fontein kan nie vrot water en vars water hê nie. Een van die twee. 'n boom kan nie vye dra of en olywe nie. Jy moet 'n keuse maak. Of is 'n vyeboom of is 'n olyfboom. En so die Here Jesus ook gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken. En daarom is dit so dat as die Here Jesus in jou woon, maar jy verander nie. Jy bly nog dieselfde haatlike mens. Ek wil nie graag oor iemand praat nie, maar ek dink oor die Amerikaanse president Trump, wat die naarste goed oor ander mense sê. En dan homself baie keer dit 'n groot Christen noem. Ek wil sê, die vrugte aan daardie boom sê dat daai boom is nie 'n vyeboom nie. Daai boom is 'n ander soort boom. En ons moet versigtig wees daarvoor. Dit is ons kan nie uit ons vrugte agterkom dat ons gered is nie. Ons kan, die katekismus het die vorige keer gesê, maar dis nie die finale bewys nie. Die finale bewys is die belofte van God, is om God op sy woord te vat, nie? Maar ook as die Here Jesus in ons is, dan moet daar iets van op ons gesig verskyn. Dan moet daar iets van in my hande verskyn, iets van in my voete verskyn. Nie 'n volmaaktheid nie. Want ons word nie volmaakte mense nie. Maar daar moet iets sigbaar word. Al struikel ek, al doen ek 'n redelike grote sonde. Die verskil tussen 'n verloste persoon en 'n onverloste is dat as die verloste persoon geval het, as sy voet vasgehaak het en net neergeslaan, dan kniel hy voor God voor hy opstaan. En dan kom hy oorent en dan probeer hy op sy voete bly. Daar is so iets soos 'n volharding in jou geloof, maar nie 'n volharding in jou vallery nie. Daar is so iets soos 'n beklei teen die sonde in my. Ja. En want hierdie ding dat God my verander, dat die Here my verander, dat die Gees my verander, is nie 'n towerstafie wat hy swaai. Woer. Ja. En nou is jy gered nie. Dit is, ek onthou, ek dink ek het dit al vir jou vertel, maar dit bly nog altyd vir my baie snaakse een. Louis Malherbe het gesê, hy het hom laat oordoop, omdat hy 'n dieper geestelike lewe wil hê en groter vernuwing in sy lewe wil hê, maar toe hy so uit die bad, uit die swembad uitklim, en die meisie voor hom sy rokkie kleef so styf teen haar lyf, toe besef hy skielik, die ou Louis is nie dood nie. Maar die ou Louis, die ou Skalk en die ou Marius gaan nie eensklaps dood nie. Dit bly 'n stryd wat ons in ons lewe voer, maar dis nie 'n stryd wat ons alleen voer nie. Dis 'n stryd wat ons voer omdat die Gees van God in ons is en ons nuut maak. En hy maak ons nuut deur die woord. Hoe dra ons kom weer daarby, maar dit is vir my belangrik dat ons dit verstaan. Hoe dra ons die vrug van die Gees? Hoe werk dit? Nie
op 'n outomatiese manier nie. Ek dra die vrug van die Gees wanneer ek in die Bybel lees, die vrug van die Gees is liefde. En dan vir 'n oomblik vassteek en dink, o goeiste, Ja. Het ek die liefde? En so werk die Gees altyd deur die woord, wat vir my sê, jy moet lief hê, jy moet geduldig wees. En dan slaan hierdie goed in my in, en hopelik verloor, as ek môre my selfbeheersing wil verloor, dan onthou ek hierdie teks van vandag, van jy moet geduldig wees, en dan breek ek my ongeduld, en ek beoefen geduld, en as ek dit 'n paar keer reg gekry het, dan begin ek die geduld al beter reg kry, want die Gees werk nie, dra nie vrug in ons outomaties sonder ons brein nie. Die Gees dra vrug deur die heilige woord van God, en deur die gewilligheid in ons te lê, soos die teks wat ons vorige keer gelees het, die gewilligheid, Filippense 2 vers 5 vers 12 en verder, deur die gewilligheid in ons te lê, en dan en dan die volharding om aan te hou om dit reg te kry. Skalk die ding wat hier ook uitkom is net, en is weer met die vorige sessie ook, jy kan nie van jou eie vrugte eet nie. Die gedagte hier is, jy kan geduld, nederig, al hierdie vrugte van die Gees is goed wat jy beoefen teenoor iemand anders, nie teenoor jouself nie. Ja, dis vrugte wat iemand anders van jou boom pluk. En ek dink, weet, dis vir my belangrike ding as ons hierdie ding lees, want ons kan hom lees uit die punt van God oordeel goddelose mense. Wat die punt is, God is regverdig, God se geregtigheid is daar, maar die ding gaan baie meer oor dat God die ander mense gaan bykom wat goddeloos is en jy weet, gierig is, en hierdie gedeelte gaan oor hoe ons dit kan verander. Hierdie gedeelte gaan oor die vrug, en dat ons eintlik geroep word tot meer as net geredde mense. Ons word geroep tot mense wie se lewe sin en waarde het. Ja. En as so die koninkryk word gedefinieer nie aan 'n generiese entiteit nie. Dit word gedefinieer aan iets wat gestalte kry. Koninkryk is 'n ding waar iets groei en waar iets gebeur. Ja. Kyk, die koninkryk van God, as die koninkryk van God is, laat u wil geskied op aarde soos in die hemel. Koninkryk van God is wanneer ek nie my huis hoef te sluit nie, want niemand gaan inbreek en steel nie. Die koninkryk van God is waar ek aankom na 'n voetoorgang toe en mense stop. Dit is maar as ek net generies aangaan, dan gaan die koninkryk nie die koninkryk gebeur deurdat ek iewers gaan stop of dat ek iewers meewerk. Dis reg. Maar die probleem is, jy gaan nie in daai perfekte wêreld leef nie, maar dit is juis waar lig donkerte oorwin, is hier. Ja, dit is deur ons gehoorsaamheid, deurdat God se nuwe wêreld, dis waaroor dit gaan, God se nuwe wêreld, Jesus se woorde oor die nuwe skepping, 2 Korintiërs 5, ons is nou 'n nuwe skepping van God, nuwe mense van God. So dit bring ons by 'n plek uit om te dink vanoggend om te sê, waar is dit? Ek is nie gierig nie, ek is nie 'n egbreker nie, ek mense laster, maar dit bring ons by 'n ander plek om te dink oor die waarde van ons lewe. Nie net die gebrokenheid van ons lewe nie, maar dit wil klem lê op my lewe is tog meer werd as net die basiese. Ja, hy is meer werd. My lewe is, want ek offer myself aan die Here. En dit beteken dat ek nie, kyk, daar is hierdie mooi, man, ja, Jesus het gesê, as jy
jouself nie verloon nie, kan jy nie my disipel wees nie. Selfverloon, die Translators Handboek, dit is so 'n handboeke wat geskryf is vir Bybelvertalers. Ek slurp die goed op want ek is lief vir vertaling en ek werk graag daarmee. Maar die Translators Handboek het op 'n stadium voorgestel dat by daai teks dat jy dit vertaal met om jouself te verloon, dat jy dit vertaal met om vir jou eie hart nee te sê. Selfverloning is dat ek vir myself sê nee, en dat ek myself dan opoffer vir die Here en vir my naaste. Want die wêreld sê vir homself nie, die wêreld sê yes, dis wat ek gaan doen, ek wil dit doen en ek gaan dit doen en ek sal dit doen. Terwyl as ek aan die Here behoort, dan sê ek vir my eie hart nee, ek gaan nie, want die Here het ook my naaste om my so lief, dat ek myself, Jesus het vir hierdie persoon gesterf, laat ek ook 'n bietjie aan myself sterf. Weet wat, Skalk, hier tref nou 'n ding vir my, nee. So ek lees hierdie ding, en al wat ek raak sien is die goddelose mens, né? Maar hier is 'n sinnetjie, goddelose en ondankbare mens. Ja. Ek is partykeer nie 'n goddelose mens, maar ek is 'n ondankbare mens. En dan is ek eintlik 'n goddelose mens. Dan is jy eintlik 'n goddelose. Want weer eens, ek wil, kan 'n mens dan nie salig word wat in hulle goddelose en ondankbare lewe volhard en nie tot God bekeer nie. En ek dink baie keer is dit juist die kwessie van hoe, want ons is nou by dankbaar. Ek is nie sleg nie, maar ek is ook nie goed nie. Ek is ook nie, maar want ek is ondankbaar. Dis my punt is. En omdat ek ondankbaar is, kan ek nie vrug dra nie. Al wat uitkom daarin is weet iets anderste. Gaan ons na die besprekingsvraag toe gaan. Die katekismus waarsku dat onboetvaardiges nie gered kan word nie. Hoe help hierdie ernstige uitspraak ons om te onderskei tussen 'n gelowige wat uit swakheid in sonde val en iemand wat ondankbaar in sonde volhard en voortlewe? Hier kom hy. So in swakheid in sonde val en iemand wat ondankbaar in sonde volhard en voortlewe. So om aan te dink in die volgende gesprek, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?